regtig. Glo jy my nie volgende nie? OK. Jona, wie ken Jona? Wat het Jona gedoen? Hy was ongehoorsaam, né? En toe het hy op 'n bootreisie gegaan, 'n lekker cruise, lekker airconkamer, al daai goedjies. En daar het iets gebeur. Hy was ongehoorsaam, né? En wat het gebeur? Toe gooi hulle hom in die see. Reg. En OK, maar voordat ons by die vis kom, en toe het hy 'n lekker life jacket gehad en hy het gedobber. Toe blaas hy life jacket af. En wat gebeur? Toe raak hy in die moeilikheid. En hy sê, Here, wees my genadig. En die Here stuur watter tipe vis? Ek het nou antwoord, 'n walvis. Ek het nou iets hier en ek het dit, wat? Sy baie dankie. Die woord sê net 'n groot vis. Weet jy wat? Een wat God tot sy beskikking gehad het, né? En dit wys jy net hoe groot God is. Yes, die woord sê daai vis spesifiek vir daai doel. Ja. So, het was 'n groot vis. So okay, julle moet maar almal wat reg was en iemand van agteraf geskree het met die harde stem. Hy sing ook so hard, maar in die diepte van ons hart maak dit saak, né? Amen. Nou hy kan die chocolate met julle deel blokkie vir blokkie, maar net nie vyf slaan nie, en dan is dit 'n gemeente van liefde, hoor. Amen. Nou mense, die laaste ruk is ek baie bekommerd oor ons as kinders van God. Regtig. En die vraag waarom ek dit is omdat ons oopgemaak het vir valsheid in die kerk. En ek is een van hierdie leraars wat, nou ek is nie prosperity prediker nie, ek is nie een wat 'n show vir jou gee nie, ek hou nie daarvan nie. Want, amen, my Here was 'n opregte kind, was 'n opregte mens gewees. Hy het die woord gesny soos wat die woord moet wees. En hy het baie mooi disippels en apostels gehad, onder andere een genaamd Paulus. Nou van julle wat nie Paulus ken nie, Paulus was 'n geharde man gewees. Paulus het die Christene vervolg en laat doodmaak. Paulus was teenwoordig toe Stefanus doodgemaak is, en ek kan aangaan oor dit. Maar een ding wat ek van Paulus kan sê, hy was 'n standvastige man wat hom nie deur ander laat beïnvloed het nie, behalwe deur die leiding van die Heilige Gees. Dis wie Paulus was. En baie keer maak ons oop vir wat? Vir ander mense en ander mense se sienings wat nie Bybel gegrond is nie. En dink jy dit was iets uniek gewees aan ons omstandighede van vandag? Vandag het ons wel 'n groot probleem, en 'n persoon wat ek hom by persoonlik kan ontmoet, wil ek sy strot uitruk en hulle noem hom AI. Julle moet tog eendag daai mannetjie vir my stuur, né? Ek en hy gaan 'n lang chat hê, want ek dink hy's van die pad af. Reg, nou ek wil kom, en Paulus, dit was nie uniek nie, en Paulus kom, en al sy briewe, kom hy en hy sê 'n seën groet wie hy is, en hy bedank die Christene vir wat hulle doen, behalwe in een brief. Hoekom? Want Paulus was moeg vir valsheid. Paulus was moeg vir valse leraars, valse aanhanging van stellings wat nie op 'n Bybelse grondslag geskryf en gepreek is nie. En dit lees jy in die boek van Galasiërs. Nou daar kom ons, begin Paulus met sy brief met 'n mooi seën en groete, deur dan vir die mense te sê wie hy is, maar nie in die boek van Galasiërs nie. Hier bedank hy niemand nie. Hoekom? Want hulle het begin met 'n valse lering in die kerk. Hulle het begin met valse ideologie, wat nie Bybels gegrond was nie. En ek wil hê, ons moet graag hierdie eerste 10 hoofstukke van vers 1 lees. Dan sal jy sien waaroor Paulus ongelukkig is, en waaroor hy dan aan die gemeente van Galasiërs geskryf het. En as jy die lewende woord van God het, maak hom oop by Galasiërs 1 van vers 1 tot 10. En hy sê die volgende: Paulus, 'n apostel. Luister mooi wat hy sê verder. Nie op gesag van mens of deur 'n mens nie. Hier kom en hy trap sommer dadelik in. Hy sê, ek
is 'n apostel. Nie op die gesag van mens of deur 'n mens nie. Met ander woorde, hy gaan hom nie deur 'n mens laat lei nie. Hy gaan ook nie toelaat dat 'n valse lering deur die mens in sy lewe kom nie. Hier stop hy sommer baie dinge. Maar wel, luister mooi, deur Jesus Christus en die Vader wat hom uit die dood uit opgewek het. Waar kom sy lering vandaan? Waar kom sy siening vandaan? Deur wie? Die Vader en Jesus Christus. En al die broers saam met my aan die gemeentes van Galasië. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Hy wat homself gegee het vir ons sondes, om ons te red uit die heilige bose bedeling volgens die wil van God en Vader, aan wie die heerlikheid behoort vir ewig en ewig. Amen. Hier kom hy en hy gee vir ons 'n inblink. Hy sê reguit, wie het ons gered, wie het ingetree vir ons, en op wat baseer hy sy lering? God. Niemand en niks anders nie. Hier skryf hy, ek is verbaas dat julle so gou van hom, wat julle deur die genade van Christus geroep het, weggedraai na 'n ander evangelie. Hier kom Paulus en hy sê, ek is verbaas. Julle het so gou tot geloof gekom in die waarheid, maar binne 'n paar maande, dalk 'n jaar, het julle weggedraai van die waarheid. Het die valsheid ingekom. Hoekom het valsheid ingekom? Want hulle het nie die leer geken nie. Hulle het nie die woord geken nie. En wanneer ek en jy nie die woord ken nie, en wanneer ek en jy nie die Heilige Gees het nie, wat gebeur? Ek en jy is oop vir valsheid. Valse leringe, valse sieninge. Paulus kom en hy sê, maar ek is verbaas. Ek dink as Paulus in vandag se samelewing moes gelewe het, het hy wraggies 'n hartaanval gekry. Oor die valsheid wat in die kerke en in die samelewing en in mense se dogmatiese sienings gaan, wat geen Bybelse beginsels het nie. En die ergste is, mense hang hulle aan. Daar was 'n kerk in Vogwil van Rensburg wat gekom het en gesê het, as hy sterf staan hy oor 3 dae op. Dis 4 jaar terug en hy's nog steeds nie opgestaan nie. Maar mense het hom aangehang. Mense het hom geglo. Want hulle ken nie die waarheid nie. En dis waaroor Paulus hier is. Dis waaroor Paulus omgekrap is. Hy is kwaad omdat mense valsheid toelaat. Deur nie die ware beginsels van die woord te ken nie. Vers 6, ek is verbaas dat julle so gou van hom, wat deur julle die genade van Christus geroep het, wegdraai na 'n ander evangelie. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Luister mooi wat Paulus hier sê. Daar is net een evangelie. Al is daar sommige mense wat julle probeer verwar en die evangelie van Christus wil wegdraai. Wie? Die valse leraar. Die man wat kom en jou oortjie salf aan smeer. Die man wat nie sonde wil preek nie. Die man wat nie die bloed van Christus Jesus wil preek nie. Weet jy wat is hierdie tafel? Hierdie tafel is die waarheid. Hierdie tafel simboliseer net een evangelie. Nie 'n ander een nie, nie 'n dogmatiese siening nie, nie 'n ideologie nie, hy verteenwoordig een evangelie, die ware evangelie, en niks anders nie. Hy kom, in vers 8, maar selfs al sou ons, of 'n engel uit die hemel, 'n evangelie aan julle verkondig, in stryd met wat ons aan julle verkondig, laat hom vervloek wees. Is dit nie kragtig wat Paulus hier sê nie? Wow! As 'n leraar sidder ek oor hierdie woorde. As 'n leraar dink ek voordat ek iets vir die gemeente sê. Hoekom? Want hy sê as daar valsheid in jou woorde, in jou lering is jy wat? 'n vervloeking. Gaan lees Openbaring 20.
Daar's 'n spesiale plek vir daardie leraars. En dis nie baie aangename plek nie. Jy kan dit maar gaan lees in Openbaring 20. Vers 10. Probeer ek nou mense tevrede stel of God? Wow! Is dit nie vandag se samelewing nie? Wie wil die leraar tevrede stel? Sy tiende betalers. Sy mense wat vir hom inkomste bring. Hy wil tog vir jou sê, moenie worry nie man. Genade broer. Jy kan maar aangaan met jou sonde. Jy is gered. Hy het een keer aan die kruis gesterf. Dis nie wat Paulus verkondig nie. Dis nie wat die woord sê nie. Dis regtig nie wat hy sê nie. Probeer ek nou mense tevrede stel of God? Hy vra reguit vraag hier. Hy vra dit vir jou ook. Hy vra dit vir my. Hy vra dit vir elkeen wat vandag in die bediening is. Vra, wie probeer jy tevrede stel? Wil jy gesien word in die oë van die mens? Van God? En weet wat? Julle ken my siening. Ek gee nie om wat jy vir my dink nie. Regtig, pla my nie. Ek gee om wat God vir my dink. En dis al wat vir my saak maak. Of soek ek guns van mens? Is dit nie die moderne kerk nie? Hy wil guns hê by die mens, want jy sien, hy kort tiende, hy kort geld. Is dit nie? Ek soek nie guns by die mens nie. Ek soek guns by God. Die een wat die sleutels van die doodryk het. Die een wat alle mag op aarde en in die hemel het. Ek soek guns by hom. Dis wie ek guns wil hê, van niemand anders te nie. As ek nog steeds mense se guns sou probeer wen, sou ek nie meer 'n dienskneg van Christus wees nie. Wow, is dit nie harde woorde nie? Dan is jy in diens van wie? Van die mens, by wie jy guns soek. Dan is jy nie meer 'n dienaar van God en die waarheid van God nie. Wat simboliseer hierdie tafel het ek nou gesê? Net een evangelie, een waarheid. Ek staan in diens van Christus Jesus. Nou vra ek jou, in wie se diens staan jy? In wie se diens staan jy? Want nou, dis nie net leraars wat die evangelie moet verkondig nie. Want anders te lees ek Matteus 28 vers 19 en 20 verkeerd. Hy sê, almal. In wie se diens staan jy? Harde vraag wat Paulus hier aan hulle vra, maar ek dink met reg aan my en jou en die moderne kerk vra. Die woord evangelie beteken blye boodskap. Is ek en jy nog bly om die blye boodskap en die waarheid aan mense te oordra en oor te dra? Ek ry hierdie week, soos julle ken, ek het 'n jong man wat so af en toe saam met my ry. Hier is 'n mannetjie kan vra. Hy tikkel hy brein vir my, ne. En nou het hy 'n mede-chommie wat in 'n kantoor sit en werk. En dan kom my WhatsApps deur, ne. Dan kom die een na die ander vraag. Dan sê ek net vir myself, bly stil. En dit kan interessant raak, maar wat vir my mooi is, hulle kan nie stil bly oor Christus nie. Hulle kan nie stil bly oor die ware evangelie nie. Ek is so bly om jong mense te sien wat opstaan en met blydskap die evangelie van gekondig. Nou kyk, julle almal ken van Mario. Mario is eintlik 'n stil mens. Maar as dit by die woord van God kom, beloof ek jou, hy is nie meer stil nie. Ek het al gewonder of hy nie soos 'n vrou is waar ek die remote moet kry, my volume knoppie af te sit hier nie, ek maak 'n grap. Ek prys hom. En dan sy julle het Woensdag gesien, ek weet nie, daar's 'n ander man wat net so, hy kan nie ophou om oor die evangelie van Christus te praat nie. En weet jy wat? Dis wat ek en jy moet doen. Ons moet begin opstaan. Ons moet weer wakker word. En dan moet weer 'n honger en 'n dors in ons wees om die ware evangelie te gaan verkondig. Vir te lank het kinders van God stil gebly oor die waarheid. As daar ooit iemand na jou toe kom en hy sê, ek is moeg vir die bloed van Jesus, dan sê hy vir my, ek is moeg vir jou. Laat jy gaan, Ferreira.
vat jou goed en trek. Want dis waaroor hierdie tafel gaan. Dit is wat hierdie tafel simboliseer. Wat het Paulus kom doen in hierdie teksgedeelte, hierdie een van Galasiërs 1-10, kom hy en hy gee vir ons 4 kernwaarhede waaroor hierdie tafel gaan. Wie ken daai 4 waarhede? Sien, ons ken nie die 4 waarhede nie. Verlede Sondag het ek gepraat oor die fondamente van ons geloof. Is dit nie hartseer as ons dit nie meer ken nie? Daarom kan ons nie staande bly in dit nie. Die 4 kernwaarhede wat Paulus aan ons openbaar, kom hy eerst en hy sê, God het ons geskape. Hierdie leuen, wat ons glo, dat ek maar net hier is, omdat ek hier moet wees, is valsheid. Hierdie leuen, wat ek glo om te sê ek is nie goed genoeg nie, my God skape en maak nie foute nie. My God het jou geskape na sy beeld en daar is mooi, liefde en goedheid in jou. Hoekom dink jy het Jesus aan die tafel of Jesus aan die kruis gesterf? Omdat hy waarde in jou sien. Hoekom? Want God die Vader het jou gemaak. Dis tyd dat jy daai selfe waarde in jou sien. Weet jy, jy is 'n wonderwerk. Jy wat hier sit is 'n wonderwerk. Om te kan sien is 'n wonderwerk. Om te kan hoor, om te kan proe, om te kan voel. Jou hart wat hier klop, die bloed wat deur jou are vloei, is 'n wonderwerk. Weet jy dat die mediese een ding nie kan namaak nie? En dis bloed. Dis bloed. Daardie bloed wat deur jou are vloei, is 'n wonderwerk. Hoekom? God het jou geskape. En ons loop rond asof ons niks in die wêreld beteken nie. Ons loop rond en glo die leuen van Satan. Want God sê, ek het jou geskape. Jy's myne. Jy is waardevol. Draai na jouself en sê ek is waardevol. Wie jy elke oggend om in die spieël te kyk en te sê, oh, you're a gorgeous creature from God. Dis ek daai. Met my babbel en al. Ja, dankie Henry. Dankie broer Henry. Die wysheid kom met, né? En God het ons geskape om 'n verhouding met hom te hê. Dis wat Paulus vir jou kom sê hier. Hy vra, hoe lyk jou verhouding met God? Want as jou verhouding met God nie reg is nie, kom valsheid in. Hierdie tafel herinner ons aan ons verhouding met God moet in lyn en reg wees, volgens wat? Die ware evangelie. Niks anders dan nie. Die ware evangelie. Genesis 1:26 en 28 tot 28 sê, God het gesê, laat ons mens maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse in die see, en die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere, wat op die aarde rond beweeg. Jy is aangestel as wat? Heerser. Heerser. God het die goed in jou gesien, die mooi in jou gesien, en het jou aangestel om te kom heers oor die aarde. Vers 17, God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskape. Luister mooi, manlik en vroulik. God het hulle geseën. Luister in vers 28, begin hy met, en God het hulle geseën. God seën jou elke dag. Maar ons sien dit nie raak nie, want ons wil hierdie siening hê in 'n mooi pos, 'n duur huis. Dan besef ek nie, my seëning lê
omdat ek nog kan asemhaal, maar kan praat, my geliefde kan vashou. Dis seëning, guns, uit God se hand. Dis waarvoor hy hier kom sterf het, by hierdie tafel. Hy het jou kom seën aan die houtkruis, met 'n nuwe lewe, 'n nuwe geleentheid. Wat maak ons met dit, geliefde? Wat maak ons met nog 'n geleentheid? Wat maak ons met nog guns? Wat bereik ons dit? Gaan ons aan met ons sondige leefwyse? Of besef ek hoe geseënd ek in die oë van die Here is? Iemand het eendag gesê, al het ek niks, maar ek het God, is ek geseënd. Al het ek niks, al het ek nie 'n plek om te bly nie, al het ek niks in die lewe nie, maar ek het God, het ek alles. Hoekom? Hy seën my, want hy sê dit in Genesis. Hoekom? Want hy het my geskape. Tweede punt, die mens het gekies. Die mens het gekies om God te verwerp en ons verhouding met God te breek. Ons is altyd so geneig om te sê, dis Adam en Eva, nie waar nie? Ek is eerlik, as ek die dag in die koninkryk kom, wil ek vir Adam eerste nader sleep, en vir hom sê, hey, kom jy na die vrou in beheer gehou nie, gekeer dat sy die vrug eet nie. En dan wil ek vir haar Eva sê, jy, kom staan nie so, hoekom het jy die vrug geëet? Die Here het dan mos nou vir jou gesê, jy mag dit doen nie. Nou moes ek swaar kry, nou moet ek. Nee, ons moet op 'n verskoning soek, hoor, dis wat ek vir jou vandag sê. Jy het nog steeds daar dieselfde keuse, hoor, om te kan kies tussen reg en verkeerd, hoor. Hulle het miskien verkeerd gekies, maar kies jy die slag reg, en kies die ware evangelie, kies Christus. Ja. Nou kyk almal my so aan. En nou, ek sien daar agter, hoe kap seker mense, sien, dit is jou skuld, dit is jou skuld. Ek het dit gesien. Manne, moet net te hard slaan nie, want hy kap terug, hoor. Ons het nie ons job gedoen nie, hoor. Die mens het gekies om die verhouding tussen hom en God te verbreek. Van die oomblik dat Adam en Eva gekies het om ongehoorsaam te wees, het hierdie wêreld in sonde verval. Maar weet jy wat? Jesus het die keuse vir jou kom teruggee. Aan die kruis. Aan hierdie tafel wat ons herdenk. Hier vra die Here weer opnuut 'n verhouding en 'n keuse. Elke dag. Jy kan maak soos Adam en Eva en aangaan met die sondige lewe, of jy kan op 'n punt kom in jou lewe en jy sê, Here, ek erken hierdie tafel. Here, ek is dankbaar. Dankie vir nog 'n geleentheid. Dankie dat ek 'n oor begin het. Maar daai keuse is joune. Jy kan kies wat jy wil hê. Maar die keuse word in Romeine 3 vers 22 en 23 aan my en jou gesê, as ons die verkeerde keuse maak, hierdie geregtigheid gee God deur geloof in Christus Jesus aan almal wat glo. Wat doen hierdie tafel? Hy gee vir ons geregtigheid. Hy gee vir ons redding, hy gee vir ons hoop. Maar hy sê, vir almal wat Christus kies. Dis 'n keuse. Maar as jou keuse nie vanoggend Christus Jesus is nie, wil ek jou herinner aan wat hy hierna sê. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. Almal van ons is sondaars. En as ons nie tot inkeer en bekering kom nie, wat doen ons? Dit ontbreek ons aan die heiligheid van God. Daarom vra ek jou vanoggend, het jy al 'n keuse gemaak? Het jy al gekom op 'n punt in jou lewe wat jy God kies, Jesus kies en weer begin glo en na geregtigheid strewe? Gaan ons foute maak? Ja. Paulus sê daarom moet ons daagliks om vergifnis vra, sodat ons in lyn met God kan bly.
En hier kom die derde punt wat Paulus aanhaal. En dit is die belangrikste punt vir my en jou. God het 'n oplossing. Wat is die oplossing? Wie kan my gou sê? Wat was God se oplossing? Sê die tafel. Dis God se oplossing. Nou wat het hierdie tafel beteken? Die oplossing. Kom ons kyk. God het 'n oplossing vir ons sondegebied in die grootste bewys van liefde, omgee en genade. Deur wie? Deur Christus Jesus. Dink jy Christus Jesus het geniet om met die kruis te hang, te sterf vir ons sonde? Nee, maar hoekom het hy dit gedoen? Want dit was God se verlossingsplan aan die mens gewees. Die mens kan homself nie red nie. Hy het 'n verlosser nodig. Dit maak nie saak hoeveel reëls die Here nog vir ons gegee nie. Ons kan dit nie onderhou nie. Daar is net een wat volkome mens, volkome God en vlekkeloos was, en sy naam was Jesus Christus. En hy het jou kom loskoop. Romeine 5, 6-10. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir die goddelose gesterf. Luister mooi, ons was magteloos, ons kon onsself nie red nie, ons het 'n redder nodig, en op die regte tyd het Christus ons losgekoop. Nie op die mense tyd nie, op God se tyd. Vers 7, 'n mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, en toe ons nog sondaars was. Wat se liefde het hy ons bewys? Vir 'n sondaar. Vir my en jou. Hy het ons kom loskoop van daardie vloek. Vers 9. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. Wat sê die tafel? Deur wat is ons geregverdig? Sê my gou. Deur die bloed. Dit wat 'n wonderwerk is wat in jou are vloei. 'n wonderwerk, want sy bloed het vir my en jou gevloei. As ons toe nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy vlees verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Wanneer word ek met hom versoen? Wanneer ek 'n keuse maak. Romeine 10. Wie ken Romeine 10? Dan het julle nie die gesprek geluister. Sien, ek luister die gesprek as ek nie hier is nie, hoor. Ek weet wanneer Henry sekere goed aanhaal. Ek weet wanneer Mario sekere goed aanhaal. Romeine 10 sê, en met my mond en met my hart. Is dit nie so nie? Dis genade. God het sy seun Christus Jesus gestuur om die losprys vir ons sonde te kom betaal aan die kruis, eens en vir altyd. Vierde een, God het ons uit genade deur die geloof alleen gered. God is die een wat die inisiatief geneem het om ons te red. Weet jy wat? God bly na die mens toe gaan, elke dag. Weet die Here wat ek dien is daarom maar 'n gentleman. Hy sal hom nooit op iemand afdoen nie. Hy nader tot elke een. En daarom het God gesien, hy moet nou die redder stuur, op die regte tyd, want die mensdom was ver weg en verlore van God. En die hartseer is, hoeveel van ons wat vandag moontlik hier sit, hoeveel wat in ons dorp is, hoeveel wat in ons samelewing is ver weg en verlore van God. Maar is dit die tyd dat ons soos Paulus word en die mense begin herinner aan die waarheid.
God het dit geweet. Dit maak nie saak hoeveel reëls hy ons nog gaan gee nie. Ek en jy kan dit nie nakom nie. God het geweet dat ek en jy 'n verlosser nodig het. God het al die werk gedoen deur sy seun te stuur. Wie het sy seun gestuur? Nie ek en jy nie. God. Hoekom? Want hy het jou lief. En hy het geweet ek en jy het 'n redder nodig. Iemand om die volle losprys vir my en jou oortredinge te betaal. Ons kan niks doen om ons verlossing te bewerkstellig nie. Jo, as daar maar mense wat sê, ek is darm maar 'n goeie mens. Kyk wat ek doen alles vir die kerk. Weet jy wat? Goeie mense kom nie in die kerk nie, of in die hemel nie. Gelowige mense. Mense wat glo. Jou werke kan jou nie red nie, maar jou geloof in God is wat jou kan red. Geloof sonder werke is dood, en werke sonder geloof is dood. Want my werke moet getuig van wie ek in glo. Is dit nie so nie? As ek glo in God, moet my werke daarvan getuig. Die mense moet Christus in my houding kan sien, in my werkswyse, my leefwyse kan sien. Hy moet dit in die liggaam hier sien. In die huis van die Here. Want dit is wat hier die tafel verteenwoordig. Werke. Dink jy dit was net lekker om daar te hang? Dit het die Here 'n prys gekos. Dit het werke gekos om aan hy kruis te hang. Maar sy werke het getuig van in wie hy glo. En ons werke is nie meer daar nie, want ons is sitters geword. In die liggaam van Christus. Is dit wat hierdie tafel vra? Sitters? Nee. Hy soek mense soos Paulus, wat 4 vreters was. Dis wie hy soek. Romeine, het ek nou verkeerd getik. Dat ek net my krip nou die nagaan. Ek hoop nie so nie. Romeine 6, as ek reg gesê, ek nou verkeerd. Ja. Ja, nee, sorry, Romeine 3, vers 24 tot 26. En tog word hulle goedgunstig op die grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. Goedgunstig. Dis nie jou reg nie. Mense kom en sê, dis my reg. Dis nie jou reg nie. Dis uit guns van God, dat ons deur Jesus Christus vrygespreek word. Dis nie jou reg nie. Vers 25, 26. God het hom deur sy bloed daargestel as versoeningsoffer, wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid. Want so het hy in sy verdraagsaamheid sondes wat voorheen gedoen is, oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys, om so regverdig te wees, en die wat in Jesus glo, regverdig te verklaar. As jy in hom glo. Enige iemand, wat enige iets by die evangelie probeer voeg, of weglaat, is verkeerd, en tas die hart van die evangelie aan. Is er mooi wat ek vir jou sê? Almal. Enige iemand, wat iets by die evangelie probeer voeg, of weglaat, is verkeerd, en het tas die hart van die evangelie aan. En wie is die hart van hierdie evangelie? Christus Jesus, wat ek en jy herdenk. Wie wat symboliseer hierdie nagmaalstafel? Wie wat symboliseer hy? Die ware evangelie. Wie is die ware evangelie? Christus Jesus. Hierdie tafel. Wanneer ons saam die nagmaal moet gebruik, gaan gebruik, wil ek vir jou sê, wanneer jy drink van hierdie wyn, weet wie se bloed het vir jou gevloei, en vloei deur jou are, om die ware evangelie te gaan versprei.
Nie 'n valsheid nie. Nie 'n prediking van gemaksone nie, maar 'n prediking van die waarheid. Paulus het dit self gesê, en ek sluit met dit af, dat enigeen wat 'n valse evangelie verkondig, vervloek is. Enigeen. Ek sê altyd vir mense, as hulle kom met iets na my toe, dan sê ek, bewys dit in die woord van God. Jy moet nie jou interpretasie gebruik nie, gebruik die goddelike interpretasie. Want daar is soveel mense wat met leerlinge of leringe en ideologie en dogmatiek in hierdie aarde van ons rondloop, wat van die pad af is, wat ver van God af is. Dis tyd dat ek en jy ons Bybel oopmaak. Die Heilige Gees vra om vir my die waarheid te openbaar deur sy woord. Want dis wat hierdie tafel vanoggend beteken. Christus Jesus, wat die ware evangelie is. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Daar is nie 'n ander God nie. Jy kan maar Mohammed aanroep. Jy kan Boeddha aanroep. Jy kan jou waarin jy glo aanroep. Ek wil vandag vir jou sê, daar is net een weg. En dis die ware weg. Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit, behalwe deur my nie. Amen. Kom sluit die oë. Liefdevolle Vader, Here, dankie vir hierdie voorreg om weer vandag te kan kom vertoef in die teenwoordigheid van U. Here, dankie vir die voorreg wat ons kan hê, Here, om mekaar vandag hier te kan hê. Man wat by sy vrou sit, 'n vrou by sy man, en die kinders wat by sy pa en sy ma sit, Here. Here, dit is absolute voorreg. Here, maar ons luister vanoggend na wat U sê, Here. Here, en dit is ook my gebed vanoggend, dat elkeen wat hier sit, Here, Here, na U toe sal terugdraai. Here, nou vir die Heilige Gees sal vra, openbaar die waarheid, openbaar Christus Jesus aan my. Here, sodat ek ook in die geregtigheid van Christus Jesus kan lewe, Here. Here, sit 'n wag voor my mond, Here. Here, sodat voordat ek mense net die woord gee, Here, seker maak dat die woord in lyn van U is, Here, en met U is, sodat ek nie 'n vloek op myself bring nie, Here. Mag ek ook vanoggend, Here, deelname aan hierdie tafel hê op 'n waardige wyse, want die woord sê, as ek nie op 'n waardige, rein, suiwer manier aan hierdie tafel kom sit nie, bring ek 'n vloek op myself, Here. Ek vra vanoggend dat U in ons harte sal werk. Here, ek vra vanoggend, Here, dat U ons sal suiwer. Here, dat U vanoggend dit sal verwyder wat nie in ons harte moet wees nie. Here, baie keer is dit 'n onleerbare gees, Here. Here, baie keer is dit selfsug en jaloesie. Here, baie keer is dit die eie ek. Here, baie keer is dit dalk hoogmoed. Here, maar kom en maak my weer diensbaar in U oë, Here, sodat ek weer bruikbaar kan word vir U, Here. Here, maar meer, kom vanoggend in my hart. Kom suiwer my, kom reinig my. Kom maak my weer honger en dors na die waarheid, die ware evangelie wat U is, Here. Elkeen wat vanoggend sy hart oopmaak, Here, soos wat U sê vir ons in Genesis 28, U seën elkeen. U seën ons, Here. Maar Here, seën ook daardie een wat vanoggend sy hart van U af wegdraai, Here. Seën hom, sodat U sal sien, U guns sal sien, en Here, dat U hom sal oortuig van U liefde. In Christus Jesus naam. Amen.